Vriende, baie welkom by hierdie week se episode van Wêreldwys hier op Marula Media. Ek staan hier voor die Amerikaanse Kongresgebou in die Amerikaanse hoofstad Washington, DC. Dit is Woensdag en hier het al geweldig baie die afgelope 2-3 dae hier in die Amerikaanse hoofstad gebeur. Natuurlik die groot nuus vandag en teen die tyd wat julle hierdie potsending kyk, mag daar natuurlik geweldig baie al gebeur het, mag die omstandighede al verander het. Maar die groot nuus vanoggend hier in Amerika was die verrassingsaanval deur die Islamitiese Revolusionêre Wagkorps van Iran op Jordanië. Amerikaanse teikens in Jordanië, ten minste 5 missiele wat afgevuur is. Hulle is almal afgeskiet, so dit het geen skade aangerig nie en niemand wat in daardie aanvalle dood is nie, maar dit is wel 'n nuwe dimensie in die hele konflik, die feit dat daar 'n hernuide aanslag was, eintlik 'n verrassingsaanval dan deur die Iranese in hierdie geval. Die vraag is, hoe gaan Amerika daarop reageer? Natuurlik is dit tydgebonde, soos ek sê, teen die tyd wat hierdie potsending verskyn, mag dit al verander het, maar dit wys vir ons steeds die veranderende omstandighede in hierdie konflik tussen die VSA en Iran. Daar is steeds groot onsekerheid waarheen dit op pad is. Ons het eintlik 'n paar dae van relatiewe vrede en rustigheid gehad en toe het die omstandighede nou weer skielik verander met hierdie verrassingsaanval. Daar was eintlik 'n verwagting dat vredesonderhandelinge hervat kon word. Die werklikheid is en wat duidelik is dat die revolusionêre wagkorps van Iran oortuig is daarvan dat dit in hulle belang is om die konflik lewendig te hou. Hulle voel dit is beter tans om in stryd met Amerika te staan as vrede, want vrede beteken dat skepe deur die seestraat van Hormuz kan beweeg en dat die fokus gaan terugverskuif in Iran na die uitdagings in die land. En in Iran is daar reuse uitdagings, geweldige werkloosheid, armoede, humanitêre probleme, groot ongelukkigheid onder die burgery. Terwyl daar egter omstandighede is van waar Iran in 'n oorlog met die VSA verkeer, dan is dit natuurlik speel dit in die guns van die revolusionêre wagkorps. Maar ja, die oomblik as jy hierdie stabiliteit kry wat ons 'n paar weke gelede gehad het, dan keer die magsewewig terug na die regering van Iran en na ernstige vraagstukke oor die optrede van die radikale faksies in die land. So hulle wil dit lewendig hou. Die ander rede waarom hulle dit wil lewendig hou, het natuurlik te maak met die hefboom van die seestraat van Hormuz. Die feit dat wanneer die seestraat van Hormuz ontwrig word, Iran sy hefboom behou om sekere dinge in die Midde-Ooste reg te kry, soos wat 'n skeepvaart herstel, verloor hulle tot 'n mate daardie hefboom. En ons sien daardie spel wat tans afspeel en dit skep vir die Amerikaners 'n reuse uitdaging. Gaan Amerika terug in, loods hy 'n groot militêre operasie, word meer teikens aangeval, ook burgerlike teikens, dan is Amerika waarskynlik betrokke in hierdie konflik vir 'n langer periode. En die vraag hier in Washington op die oomblik is, wat moet Amerika se volgende stap wees in hierdie konflik? Moet hulle onderhandelinge nog 'n kans gee of is hierdie verrassingsaanval wat Iran nou uitgevoer het in Jordanië genoeg rede om 'n baie groter militêre operasie teen Iran te loods? So 'n baie belangrike en groot vraagstuk, maar natuurlik is dit nie die enigste internasionale vraagstukke wat hierdie week hier in Washington bespreek is nie. Ons het Dinsdag die begrafnisdiens gesien van senator Lindsey Graham van South Carolina. Dit het hier in Washington plaasgevind en dis natuurlik die mense van reg oor die wêreld bygewoon en in besonder belangrik natuurlik die president van Oekraïne, Volodymyr Zelensky, en die eerste minister van Israel, Benjamin Netanyahu. En albei van hulle is natuurlik belangrike geopolitiese rolspelers tans in die wêreld. Die hele verhouding met Rusland, Amerika se verhouding met Rusland, is iets wat ook hier in die VSA intensief bespreek word. En natuurlik vraagstukke tans oor Rusland se ondersteuning aan Iran. Die mate waartoe Rusland tydens die oorlog die afgelope maande steun gebied het aan die Iranese. Zelensky wat baie sterk klem plaas daarop en hy het dan Dinsdagoggend met president Trump in die Withuis ontmoet om bewyse daarvan te lewer en om te vra vir groter steun, lugafweerstelsels aan Oekraïne. Dan is daar ook 'n bevestiging dat Amerika sy toestemming gaan verleen dat lugafweerstelsels, Amerikaanse stelsels, die Patriot stelsels in Oekraïne gebou kan word oor die volgende paar jaar. So Zelensky wat waarskynlik tevrede sal wees met sy besoek, mens sien 'n geleidelike verskuiwing in die Trump-administrasie se posisie oor die Oekraïne oorlog. Amerika wil sien dat daar 'n terugkeer is na vredesonderhandelinge
vredesonderhandelinge, maar die Amerikaners wat ook duidelik met Rusland gefrustreerd is. Direk na die ontmoeting met Zelensky het president Trump ook in die Withuis met Benjamin Netanyahu van Israel. En die verhouding is nogals kompleks gewees die afgelope tyd. Aanvanklik natuurlik die VSA en Israel wat saam die oorlog teen Iran geneem het, maar op 'n punt het daar die verhouding begin skibreek lê omdat Israel ander doelstellings gehad het, langer wou voortgaan met die oorlog en baie spesifieke doelstellings gehad het waarmee die Amerikaners nie noodwendig versoen was nie. So in 'n groot mate was hierdie vergadering dus van belang vir Netanyahu en dit was vir hom 'n redelike groot en belangrike geleentheid om ten minste die verhouding met Trump te normaliseer. En mense kon sê dat dit is wat Dinsdag ook gebeur het. Daar was geen verdere konflik eintlik tussen die twee leiers nie en Amerika en Israel wat steeds nou 'n bondgenote is en Israel wat natuurlik heelwat van sy wapens uit die VSA kry. Israel se betrokkenheid in die konflik met Iran is natuurlik steeds onduidelik. Israel staan eintlik die afgelope weke terug, is nie direk betrokke in die konflik nie, was meer betrokke in die stryd teen Hezbollah in Libanon en natuurlik die konflik teen Hamas wat maar nog steeds elke dag eintlik voortduur in die Gaza-strook en dan ook teen Palestynse groepe aan die Wes-oewer. So Israel wat in elk geval sy hande vol het in daardie stryd en dit alles was op 'n internasionale vlak ook afspeel. Die een belangrike vraag wat uit hierdie gebeure van die afgelope week kom, is die mate waartoe die konflik in die Midde-Ooste en die konflik in Oekraïne toenemend aan mekaar verbind kan word en die mate waartoe dit dan nou vraagstukke skep, eintlik geopolitiese vraagstukke skep oor groter oorlog in die wêreld. En die moontlikheid, die potensiaal dat hierdie twee oorloë uiteindelik aan mekaar verbind kan word. Nou, verlede naweek het Oekraïne 'n aanval uitgevoer in die Kaspiese See op 'n Iranese skip. En dit is hoekom ek hierna verwys, want dit is nou waar hierdie konflik aan mekaar verbind word. Iran het vroeër hierdie week gedreig om vergeldingsaanvalle teen Oekraïne uit te voer. En ons weet Rusland en Iran is nou 'n bondgenote. Nou weet ons ook dat Oekraïne en Israel nou 'n bondgenote is. Ons het dit gesien by Lindsey Graham se begrafnis Dinsdag, die twee leiers wat met mekaar ook daar in gesprek was, is nou Netanyahu en Zelensky. So hier is tog toenemende tekens van hoe hierdie konflik aan mekaar verbind is. Rusland wat afhanklik is van aankope van sekere militêre wapentuig uit Iran, die omgekeerde wat ook die geval is, Iran wat ook missiele uit Rusland uitgekry het tydens sy oorlog en hierdie interafhanklikheid skep natuurlik risiko's en geleenthede. Dit skep geleenthede vir Oekraïne en vir Israel, maar dit skep wesenlike risiko's vir 'n uitkring effek rondom hierdie konflik. En dis iets wat ons maar sal moet dophou oor die volgende weke en maande. En die Amerikaners wat natuurlik bekommerd is dat hierdie konflik uiteindelik net verder kan uitkring en dat dit toenemend aan mekaar verbind kan raak, soos wat die verhouding byvoorbeeld tussen lande soos Rusland, Iran en selfs China baie nouer raak. Behalwe vir die begrafnisdiens van senator Lindsey Graham wat hierdie week Dinsdag ook hier in Washington plaasgevind het, was daar natuurlik verskeie ander belangrike gebeure hier in die Amerikaanse Kongres. Dit is nou so kort voor die somerreses waar die Kongres eintlik die hele Augustus gewoonlik gesluit is en almal teruggaan na hulle deelstate. Daar's egter 'n vraag oor of hierdie somerreses binnekort gaan aanbreek, want die Trump-administrasie dring aan daarop dat die Save America Act goedgekeur moet word. Nou dit is 'n wetsvoorstel hier in die Amerikaanse Kongres. Dit is reeds deur die Huis van Verteenwoordigers goedgekeur, maar dit haak vas in die Senaat en dit gaan daaroor om verkiesings veiliger te maak. Mense moet hulle burgerskap kan bewys voordat hulle kan registreer om te stem en dan moet hulle ook hulle identiteit bewys wanneer hulle wil stem en dan sal nou ook 'n hele klomp verdere maatreëls, maar ek dink daai is van die belangrikste kwessies. Daar is egter geen demokraat wat in gunste is van die Save America Act nie en daar is enkele Republikeine in die Senaat wat ook daarteen gekant is om verskeie redes. Die een is dat hulle voel dat Amerika is 'n federasie en verkiesingsreëls rondom verkiesings lê in die deelstate gesetel. Dit is ook wel die geval. Deelstate en eintlik distrikte bepaal self reëls vir verkiesings en dan is die ander argument bloot dat dit baie lank gaan vat om die Save America Act te implementeer en dat hy definitief nie voor die middeltermynverkiesing wat November plaasvind geïmplementeer kan word nie. Maar goed, daar
daardie debat deur hiervoor in die Senaat. Dan het ons Woensdagoggend gesien dat Dr. Anthony Fauci getuig het voor 'n komitee van Homeland Security en dit gaan natuurlik oor allerhande uitsprake wat hy gemaak het tydens die COVID-19 pandemie. Dis eintlik 'n oorsig wat steeds aan die gang is na Amerika, die federale regering se reaksie op die COVID-19 pandemie, maar dit strek sover terug tot Amerika se finansiering van mediese navorsingsprojekte in Wuhan in China. So 'n redelike omstrede kwessie, groot verdeeldheid tussen demokrate en republikeine en Fauci wat geweier het om die vrae van republikeinse senatore in hierdie komitee te antwoord. So hierdie was 'n redelike groot en omstrede kwessie Woensdagoggend hier in die Amerikaanse Kongres. Dan is daar ook 'n sanksiepakket teen Rusland goedgekeur en dit is iets waaroor Lindsey Graham natuurlik baie sterk gevoel het. So Lindsey Graham was 'n sterk steunwerwer vir hierdie sanksiepakket en uiteindelik die Senaat wat dit dan nou oorweldigend ook goedgekeur het. Oor die volgende paar dae en weke sal ons nou moet sien hier in Washington, wat gaan die volgende belangrike politieke skuiwe wees? Ons het nou minder as 14 weke oor tot die middeltermynverkiesing wat natuurlik vroeg in November hier in Amerika plaasvind. Demokrate loop in die peilings 'n bietjie voor, maar hulle het ook hulle uitdagings. Die demokratiese twee grootste uitdagings is geld. Die Demokratiese Party wat nie geld het nie, hulle het eintlik te veel skuld, en dan kandidate, redelike omstrede ekstremistiese kandidate wat tans 'n groot uitdaging in sommige deelstate vir die party bied, van Maine tot Michigan, New York en ander deelstate waar daar sogenaamde sosialiste, demokratiese sosialiste as kandidate aangewys is. So hier lê 'n interessante verkiesingsveld tog voor in aanleiding tot die middeltermynverkiesing en die fokus in die FSA wat baie sterk gaan verskuif na die verkiesingsveldtogte, die middeltermynverkiesing en dan die fokus op ekonomie, ekonomiese sake wat waarskynlik die belangrikste drywer gaan wees. En as mens hier in Amerika beweeg, sien jy hoe belangrik is brandstofpryse. Dit is 'n sentrale drywer van politieke sentiment en dit is waarom die Trump-administrasie wil hê dat die konflik in Iran tot 'n einde moet kom sodat oliepryse natuurlik weer kan daal. Ons het die afgelope week of wat gesien hoe oliepryse aanvanklik gedaal het, toe skerp gestyg het, hierdie week weer 'n bietjie gedaal het, maar dit bly steeds internasionaal 'n groot uitdaging en een van die gevolge van die toenemende of die voortdurende konflik tussen die FSA en Iran. Nou ja, dis 'n paar brokkies interessante nuus sommer maar net hier uit die Amerikaanse hoofstad Washington. Die Kongresgebou hier agter my, dis natuurlik die middel van die somer hier in Amerika, baie hoë temperature, maar ek groet julle hier van uit Washington. Ek staan hier voor die Amerikaanse Federale Hooggeregshof-gebou in Washington DC. Dis net oor kant van die Amerikaanse Kongresgebou. Nou, die Amerikaanse Federale Hooggeregshof is tans in reses. Dit beteken die regters het hulle somerreses of somervakansie. Dit beteken egter nie dat die Federale Hooggeregshof nie tans baie sterk in fokus is nie. 'n Nuwe peiling wat hierdie week uitgekom het, dui daarop dat Amerikaners eintlik 'n historiese lae vlak van vertroue in die Federale Hooggeregshof het. Dit het gedaal tot net meer as 30% en dit skep natuurlik 'n groot uitdaging met die geloofwaardigheid van die hof. Die hof wat die afgelope maande geweldig uitgedaag is met omstrede hofsaake oor alles van burgerskap tot verkiesingskwessies. Ook die Amerikaanse president wat die afgelope paar dae noodversoek gerig het aan die hof om stembriewe, dit is nou posstembriewe, te beperk in die komende middeltermynverkiesing. So heelwat ernstige vraagstukke wat die afgelope maande hanteer is, verskeie uitsprake wat in Junie gelewer is, net voordat die regters op hulle somervakansie gegaan het, en dit was uitsprake oor 'n hele reeks omstrede kwessies dan, maar wanneer die regters binnekort terugkeer na die hof, sal daar dan na belangrike vraagstukke gekyk moet word, en dit het te maak met beleid, handelsbeleid, immigrasiebeleid, verkiesingsbeleid, belangrike kwessies wat natuurlik vir die Trump-administrasie hier in Washington van groot belang is. Die Federale Hooggeregshof wat oor 'n baie lang periode natuurlik 'n baie groot rol gespeel het om uiteindelik vraagstukke te antwoord oor grondwetlikheid van Amerikaanse wetgewing wat gemaak word deur die Amerikaanse Kongres hier oorkant, maar natuurlik ook beleid wat deur die Withuis daar gestel word. En tans in die Federale Hooggeregshof is daar meer konservatiewe regters, 6 konservatiewe regters teenoor 3 liberale regters. Maar ons het vanjaar gesien dat daar dikwels interessante koalisies ontstaan het en in verskeie
van hierdie uitsprake wat dan teen die Trump-administrasie gemaak is, het ons gesien dat 2 of 3 konservatiewe regters saam met die liberale regters gestem het. Dit hou onder andere verband met sake oor mense wat gebore is in Amerika, maar wie se ouers onwettige immigrante was, en daar het die hof bepaal dat daardie mense hulle Amerikaanse burgerskap kan behou. Dan was daar natuurlik ook die uitspraak oor tariewe, waar die breë tariewe wat van hierdie jaar ingestel is, grondwetlik bepaal is. In daardie geval het ons ook 'n koalisie gesien waar die liberale regters saam met enkele konservatiewe regters saamgewerk het. So, interessante uitsprake die afgelope maande, maar ook steeds onstuimige tyd wat vir die tweede helfte van die jaar hier by die Federale Hooggeregshof verwag word. Daar is minder as 14 weke oor tot die middeltermynverkiesing hier in Amerika. Volgens die nuutste peilings die afgelope 2-3 weke loop die Demokrate voor teen die Republikeine met minder as 5% op 'n nasionale stem. Nou in 'n middeltermynverkiesing, en ek het dit al verlede week ook in hierdie potsending gesê, het die Demokrate 'n redelike groot oorwinning nodig indien hulle die Senaat en die Huis van Verteenwoordigers wil oorneem. Demokrate se stemme is gekonsentreer in stedelike gebiede, Republikeine se stemme is redelik versprei oor die hele land. So, die Demokrate, indien hulle veral voor stedelike distrikte in die Huis van Verteenwoordigers wil wen, het 'n oorwinning nodig van 5% of meer. So, hier lê 'n interessante volgende tydjie voor tot begin November. En interessant as jy hier in Amerika rondry, nie noodwendig hier in Washington nie, maar ons was nou al die afgelope paar dae in ander deelstate soos Virginia en al die deelstate hier rondom Pennsylvania, Maryland, Delaware, al hierdie plekke, dan sien jy hier is 'n verkiesingsveld nog tans aan die gang. So, beheer van die Amerikaanse Kongres wat baie belangrik is. Indien die Demokrate beheer kry oor al twee huise van die Amerikaanse Kongres, gaan hulle natuurlik probeer om president Donald Trump weer in 'n staat van beskuldiging te plaas. So, dis een van die redes waarom die Republikeine graag wil hê dat hulle ten minste een van die twee huise van die Kongres behou. Hulle beste kans is die Senaat. Die Senaat natuurlik is saamgestel met 2 senatore vir elke deelstaat, en omdat daar bloot baie meer deelstate is wat Republikeins gesind is, het die Republikeine altyd 'n beter kans om die Senaat te beheer. Die Huis van Verteenwoordigers is opgedeel in distrikte wat baie meer verspreid is natuurlik volgens demografie, en daarom het die Demokrate altyd 'n beter kans om die Huis van Verteenwoordigers te beheer. Dit is egter weens die wyse waarop distrikte saamgestel is en geteken is, hierdie tydste baie moeiliker vir enige party om setels by die ander party af te neem. So ten spyte daarvan dat ons sit in 'n middeltermynverkiesing wat altyd die party wat buite die regering is bevoordeel, dus die Demokrate bevoordeel, is dit moeiliker vir die Demokrate om sommer maar net 'n groot hoeveelheid setels by die Republikeine af te neem, soos wat 10, 15, 20 jaar gelede altyd die praktyk en die geval was. So ja, dis 'n middeltermynverkiesing in die tweede termyn van president Donald Trump, wat beteken die Demokrate behoort eintlik te wen, hulle behoort eintlik die Senaat en die Huis te wen, maar dis nog nie 'n uitgemaakte saak nie. Wat baie bepalend gaan wees is ekonomiese data, brandstofpryse, ekonomiese groei, die inflasiekoers, werkskepping, dit alles is van groot belang in hierdie verkiesingsveld tog wat oor die volgende paar weke voorlê. Tans lyk ekonomiese data eintlik goed. Die Amerikaanse ekonomie groei. Baie werksgeleenthede word geskep, maar 'n uitdaging is stygende lewenskoste, brandstofpryse wat styg weens die oorlog in Iran en daarmee saam natuurlik lewenskoste. So ons kan nog nie voorspel wat gaan gebeur in die middeltermynverkiesing nie, maar vir nou lyk dit op hierdie tydstip of daar steeds 'n kans is dat die Republikeine beheer kan hou. En as ons praat ook hier in Washington met verteenwoordigers van beide partye, dan sal hulle vir jou sê dit is op 'n mespunt. Dit is nog geen uitgemaakte saak wie na November die Kongres gaan beheer nie. 'n baie interessante verkiesingsveld wat voor lê. Nou ek gaan oor die volgende paar dae bietjie reis hier deur Amerika en deelstate besoek soos Pennsylvania, Indiana, Illinois, Michigan, Arizona en vir julle bietjie meer vertel oor wat in al hierdie deelstate gebeur in aanloop tot die middeltermynverkiesing begin November.